Ons storie begin lank gelede, diep in die wildernis, ver weg van enige dorpe of stede. Vanaf die begin van die skepping het diere en voëls en reptiele saamgeleef in volmaakte harmonie. Maar oor die jare het dinge dramaties verander. Brian, die bewer is vasgevang in sy dam en ons moet gaan help voor hy verdrink. Hoekom moet ons hom gaan help? Wat? Gaan niemand my help nie? Wie het gevra dat jy inmeng, hè? Jy weet dit sal beter wees as jy jou neus uit ander se sake hou en nie rondloop met stories aandra nie. Luister, Jetta! Wie maak my kop seer? En jy, Gerald, gaan jy my help? Ek vreet eerder kokosnette voor ek 'n dom bewer help. Dis nie my skuld dat hy vassit onder 'n hoop stokke en modder nie. Maar hy's ons vriend. Jou vriend miskien. Sover ek weet is hy maar net 'n ou boktand watermaal knaagdier. Ek kom, Brian! Maak gou, Vincent! Dankie Vincent. Ek sou dit nie oorleef het as jy my nie gehelp het nie. Dis waarvoor vriende daar is, my maat. Hartroerend. Pragtig. Tog te pragtig. Luther, ek bedoel, die excellentie. Ek hoor jy het 'n paar van my potensiële slagoffers geterroriseer. O nee, grootmeester, ek het net gevra vir help. Brian was vasgevang in sy dam en En hy wou net hulle lewens op die spel plaas in steede van sy eie. Uitstekende plekkie vir 'n dam, Brian. Behalwe vir een ding. Ja, en wat is dit, meester? Dis op die verkeerde plek. Wat? Volgende keer vra jy toestemming om enigiets in my woud te bou. Dis moeilik om die een te wees wat almal op die regte pad moet hou as hulle afdwaal. Onmiddellik op te tree as iets so fout gaan. En dinge weer terugbring na normaal. Jy weet nie hoe dit voel dag en dag uit nie. Om altyd te sorg dat elke dier sy werk doen soos dit hoort en nie te muit nie. My posisie is nie altyd 'n plesier. Om as koning te regeer is geen werk om te begeer. Wat ek deurgaan weet geen een. So eensaam en alleen. Dis nou my hoedanigheid, vir alles set ek raad. So groot verantwoordelikheid wil jy nie hê nie, maat. Daar is altyd die wat my wil ondergrawe. Ek moet aanhoudend oor my skouer loer. Hulle mors nie met my Luther, die brawe. Of ek vang hulle nog in hul eie snoer. Om as koning te regeer is geen werk om te begeer. Wat ek deurgaan weet geen een. Dis so eensaam en alleen.
Dis nou my hoedanigheid, vir alles het ek raad. So groot verantwoordelikheid wil jy nie hê nie, maat. So groot verantwoordelikheid wil jy nie hê nie, maat. Ten spyte van die rustige nag, het Vincent gedroom van donderweer en blitse en onophoudelike reën. Wat sou dit beteken? Vincent se gevolgtrekking was dat die droom 'n skrikwekkende toekoms voorspel het. Diep in sy hart het hy geweet hy moes die ander dadelik waarsku. Ek glo my droom beteken dat iets vreesliks gaan gebeur. Baie dankie vir jou betekenisvolle insig, Vincent. Ek is seker ons is almal nou baie wyser. Verstaan julle dan nie? Dit sê as ons nie gaan ophou selfsugtig wees nie, gaan ons gestraf word. Gestraf word deur wie, hè? Is ek dan nie die opperheerser van al die diere van die veld, water en lug? Excellentie. Miskien het ons jonge Vincent deur geknibbel aan die bloekomboom. Miskien is Vincent reg. Ons het wreed en onsimpatiek geword. As Vincent se droom ons waarsku, dan is dit dalk. Hierdie geklets is verraderlik. Nog 'n enkele woord verder. Okay, baas. Julle twee sal 'n draai maak met die moras van verlorenes. Die vergadering vandag. Ek weet nie, Greta. Miskien was my nagmerrie net 'n geval van slegte spysvertering. Dalk het ek ooreageer. Nee, Vincent, jou droom is 'n waarskuwing. Ek is seker daarvan. Ons moet net die ander oortuig. Baie dankie. Wie is daai mens? Ek het hom nog nie voorheen gesien nie. Wat dink jy maak hy? Ek weet nie, maar wat dit ook al is, dis groot. Ek gaan 'n bietjie nader. Greta, nee. Hi, dankie hoor. Geen probleem nie. Dit lyk asof jy hulp nodig het. Jou aanbod is meer as welkom. Ek is Greta. My naam is Noah. Ek is Vincent. Wat is jy besig om te maak? Dis 'n ark. 'n Wat? Dis 'n tipe boot, baie groot gebou om baie te hou. Baie wat? Meestal diere en my vrou en 3 seuns en hulle vrouens. Maar hoekom bou jy so 'n boot? Wel, waar sal ek begin? Om 'n lang storie kort te maak, dit gaan gebruik word vir die groot vloedreën. Die groot vloed. Ek het laas nag van 'n vloed gedroom. Die hele wêreld is verwoes. Hy het probeer om die ander te vertel om op te hou wreed En wees. wat was hulle reaksie? Hulle het net gelag. Ek sien. Dit was goeie raad wat jy vir hulle gegee het, maar ongelukkig val goeie raad gereeld op dowe ore. Dan het ons dieselfde droom gehad. Op 'n manier, ja. Ek het dit geweet. Dan is dit waar. Ek's bevrees, ja.
Soos baie wesens wat in die woud woon, het mense ook harteloos en wreed geword. Net die paar van ons met goeie harte sal gespaar word wanneer die groot vloed kom. Luther gaan nie hiervan hou nie. Nou ja, daar's baie om te doen in bittermintyd. So het Vincent en Greta kragte saamgesnoer om Noag te help met sy lang en moeisame taak om die ark te bou. 450 voet lank, 75 voet wyd en 45 voet hoog. Dit sou die grootste skip ooit wees. Vern die aasvoël het die ontstellende nuus van Vincent en Noag se ontmoeting na Luther by sy meer gebring. Die bose Luther was glad nie beïndruk nie. Dit lyk my klein Vincent het nog nie sy les geleer nie. Ek dink dit is tyd om hom en sy nuwe vriend te besoek, hè? Afgespreek. Wanneer gaan die reën kom? Dit gaan nie meer lank wees nie. Ons het nog hulp nodig. Ek gaan vir Brian haal. Hy sal ons help. Het iemand om hulp geroep? Hoe vreeslik toevallig. U Excellensie. Dis my vriend Noag. Ek help hom om 'n ark te bou. Klein Vincent het jou seker omgekoop om in sy simpel droom te glo. Volgende gaan hy ons maak glo dat slange kan vlieg. Ek dink het soveel pret dat ek vergeet het hoekom ek hier is. Ja. Aangesien jy my bevele verontagsaam het en nie jou vloedstories wil stop nie, moet ek vir jou en Greta 'n lesie leer. Die verskriklike moeras van verlorenes. Is jy klaar? Want ons het nog belangrike werk om te doen. Ek sien uit na ons volgende ontmoeting. Ek's bevrees u het nou net 'n groot vyand gemaak. Alwaaraan ek kan dink is om die ark betyds te voltooi. En die ander belangrike taak wat vir ons voorlê, Wat is dit? om al die diere bymekaar te kry. Ek moet 2 van elke diersoort aan boord van die skip kry, sodat daar geen spesie verlore gaan wanneer die groot vloed kom nie. Dit is 'n eislike taak. Vincent, ek het hulp saamgebring. Baie dankie. Ek is Brian. My naam is Noag. Hey. Jou vaardigheid sal handig te pas kom. Klaar iets jou, Vincent? Wel, Noag moet 2 van elke dierspesie op die ark kry voor die groot vloed kom, Hoekom? sodat hulle die vloed kan oorleef. So, wat is die probleem? Wel, hierdie diere is oor die hele aarde versprei en Nou, kom ons begin. Noag! Noag! Noag, ons wil graag help om die diere bymekaar te kry. Dit sal wonderlik wees, maar opskit hoor, ons het nie baie tyd nie. Sammy, jy moet sorg dat jy en Celia by die ark uitkom. Daar's 'n groot vloed op pad en ons wil nie hê julle moet agterbly nie. Dankie, Vincent. Ek maak seker ons kom daar uit. Celia! So vinnig as wat hulle kort beentjies hulle kon dra, het Vincent en Greta hulle enorme taak begin om diere vir die ark bymekaar te maak. Die afgelope paar dae het Vern hulle reise fyn dopgehou en toe hy genoeg gesien het, het hy blitsig aan Luther teruggerapporteer. Wat? Jou hart, baas, jou hart gaan dit nie hou nie. Celia!
besig om die ark te beman. Hulle wil 2 van elke dier hê. Wel, ek wil 2 koalabere hê en ek sal hulle ook kry. 2 van ons is al wat jy wil hê, sê jy. Ja, mevrou, 1 manlik en 1 vroulik. En die akkommodasie? Eerste klas, al die pad. Ons sal daaroor dink. Maar daar's nie tyd nie. Nie tyd vir wat nie. Diere wat eerste aan boord gaan kry as bonus 'n skeppie alfalfa spruite. Waarvoor wag ons? Roep gou die ander. Ek maak so, U Excellensie. Ons moet 'n lokval stel. Ons het goed gevaar. Ek bid dat ons vriende goeie vordering maak met die diere. Dis wonderlik. Stadig maar seker het diere van elke grootte, vorm en kleur 2-2 in die rigting van die ark begin beweeg. Vir Greta en Vincent het dit al moeiliker geword om paartjies van die oorblywende diere te oortuig om by die ark uit te kom voor die groot reëns. Maar Edna, jy kan nie agterbly nie. Gee my een goeie rede hoekom ek moet saamgaan. Nee, ek sal jou 3 gee. Hoe kan jy enigstens twyfel in die opregtheid van hierdie 2 goeie siele wat al die pad kom met so 'n ongelooflike storie en verbeter probeer om jou lewe te red? Hulle kan jou hier los met jou kop in die sand begrawe, maar in steede daarvan reik hulle hand van vriendskap uit. Nou maar goed. Ek kom saam. Baie dankie, Jetta. Dis jou maar niks. Ons het nie verwag om jou hier te kry nie. Wel, ek het geluister na Luther en toe na julle en het toe besluit julle is reg oor die vloedstories. Dan kan jy help om die ander te oortuig om saam te kom. Interessant dat jy dit noem. Nou die ander dag gesels ek met Leni Leidier en sy sê vir my Robbie Rooikat voel dat as daar iemand is wat kan help in hierdie geval is dit ek. So ek sê toe vir hulle en ja, die So ons almal stem saam dat jy 'n slag met woorde het. Wel, moeder natuur het my nie gelaat met 'n keuse nie. Ons almal het talente. Diere klein en groot. Kom vergeet tog nou jou sorge. Vir my lag jy jou dood. Partye sterk en vinnig. So kry jy alle soorte. Maar ek wat jy daar is het nou weer 'n slag met woorde. Ek dink by myself, jy het as ek, wat maak jou so anders as al die ander diere? Is dit jou persoonlikheid, jou houding? Ja, maar behalwe dit, wat maak jou so uniek? En toe besef ek is my talent met woorde. Altyd direk en reguit op die man af. Geen oortolligheid van woorde, geen verborsing van tyd. So hier staan ek vir julle, die perfeksie van ekspressie. Dis my goue reël. Jy sorg dat jou kakebeen vir 'n slag ontspan. Die neusvleuels oopgesprei diep in asem en dan. Dis so benydenswaardig, die goeie postuur van my. Volg maar net my voorbeeld en laat daai groot stem vry.
Soos ek gesê het oor die vermorsing van woorde, hier staan dit vir julle en sê presies wat ek bedoel, sonder om onnodige woorde en frases by te voeg, wat natuurlik geneig is om die luisteraar te irriteer, wat nooit 'n kans kry om te sê wat hulle dink nie, omdat die ander persoon nie vir 'n minuut swyg om die ander kans te gee om gehoor te word nie. En dis wat my so besonder maak. Jy sorg dat jou kakebeen vir 'n slag ontspan. Die neusvleuels oopgesprei, diep in asem en dan. Dis so benydenswaardig, die goeie postuur van my. Volg maar net my voorbeeld en laat daai groot stem vry. So maklik soos koekie. Daar is hulle! Gryp hulle! Stel, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Kom Greta, hardloop. Is jammer julle wou nie luister nie. Nou gaan julle betaal. Is die moeras nie pragtig nie? Hier verdwaal enige iemand maklik en sal vir ewig soekend ronddwaal. Asseblief, doen wat jy wil met my, maar laat nie die ander gaan. Laat die ander gaan. 'n edele laaste versoek. Geweier. Luther het op sy pad terug die enigste weg na veilige land verwoes. Verworpe en hulpeloos moes ons 3 vriende nou die verskrikkings van die moeras van verlorenes trotseer. Vir dae aan een het Vincent en sy vriende doelloos deur die bedrieglike moeras gedwaal, op soek na 'n pad uit. Koud en gedaan het dit vir hulle meer en meer duidelik geword dat hulle nie sou oorleef nie. Dis alles my skuld. Ons sal nooit hier uitkom nie. Ons mag nie moed verloor nie. Daar moet 'n pad uit wees. Ag, as dit nie vir my sin vir verantwoordelikheid was nie, was ek nou ver hier vandaan, baaiend in die warm sonlig, maar nou bevind ek my in hierdie swart put, beangs dat ek enige oomblik in 'n donker, grillerige graf ingesuig gaan word. Sammy! Elia! Dis nie meer lank voor die reën begin val nie en nog steeds geen woord van ons vriende nie. Ek raak nou erg bekommerd. O aarde. Ek kan hier sit en hulle vir ure dophou. Sies tog dat 'n mens nou vir nie so hard moet werk nie, baas. Ons wag tot hulle klaar is en dan vernietig ons alles, hè? Dis hopeloos. Ons sal nooit 'n pad hier uitkry nie. Ja, ons sal. Die reën gaan binnekort val en Noag sal nie al sy diere hê nie. Ons het hom in die steek gelaat. Ons mag nie moed opgee nie. Wel, ek weet nie van julle twee nie, maar ek moet 'n bietjie rus, my bene kan nie meer nie. Jy dalk agter jou. Hey!
Is jy alright? Kan nie beter nie. Maar jy was amper die aandete van 'n moerasmonster. Wie gee om, ek het land gevind. Soontoe. Ja, is walglik. Hou aan loop, Jetta. Ek weet ek moes hier uitgebly het, maar nee. Ons is amper daar. Nog net 'n entjie. Ek weet nie van julle twee nie, maar my bene kuil my op in hierdie modder aan my hoewe. Ek weet nie hoe ek dit ooit weer gaaf kry nie. Opskit, Jetta. Ek kan nou nie langer so hou nie. As jy 'n werksesel wou gehad het, moes jy een gehuur. Hey! Dis glouerig. Ons het dit gemaak. Maklik soos koekie. Vincent en sy vriende het wonderbaarlik oorleef in die moeras van verlorenes. Maar nou was daar nog minder tyd om diere bymekaar te kry vir die ark. Om tyd te spaar, het ons 3 vriende besluit om elkeen op sy eie na die verskillende dierspesies te gaan soek. Min het hulle geweet dat Vern elke beweging van hulle fyn dopgehou het. Vloed, sê jy? Dis reg. Dis hoekom julle saam met ons moet kom. En ons dammetjie agterlaat na al die jare. Mevrou, daar gaan nie 'n dammetjie oor wees wanneer die reën val nie. Ja, jy is seker reg. My lief, miskien het ons tyd aangebreek om te swerf. En watter tipe verblyf kan ons dan verwag op hierdie ark, ha? Eerste klas op die hoofdek. En julle kan ons 'n koningsgrote stal verseker. Gewaarborg. Moenie vir my sê jy gaan dit nie doen nie, want om die waarheid te sê het jy nie regtig 'n keuse nie. Jy moet besef dat waarvan ons hier praat is jou heel enigste oorlewing en dan natuurlik Ja, net as daar dagliks varspieshangs is. Dis wat lyk ek vir jou moeder natuur. As ek kon verseker dat daar varspieshangs is, kan ek net sowel die vloed stop, maar ek kan nie enige van die twee doen nie. So, of jy kom aan boord of jy leer om te swem. Alright, ons kom saam as jy beloof om op te hou klets, okay, alright? Die plan is regtig baie eenvoudig. Om presies dagbreek môreoggend begin ons met 'n algehele termietinval op die ark. Dis 'n geniale plan, baas. Ek reken daar die verpestelike peste sal die houtstruktuur binne enkele dae opvreet. Presies, Gerald. Wat sê lewe? Wat? Het hy ontsnap by die moeras van verlorenes? Onmoontlik! Dis waar. Hy's weer besig om diere te werf. So klein misbaksel, hoe kom hy vol met sy nonsens? Ons moet die ark verwoes dadelik, sonder om tyd te mors. Onmiddellik het Luther voortgegaan om sy termietplan in aksie te stel. Die ark moes opgevreet word. Met die plan uitgevoer, kon hy vir eens en vir altyd afreken met die miserabele klein Vincent en sy vriendjies. Na lang dae en nagte van probeer om die oorblywende diere aan boord van die ark te kry, het Vincent en sy vriende gestop om te rus. Saam moes ons gepraat het met 4670 dierespesies. En hulle het almal ingewillig. So, hoeveel bly dan nou oor? 17.844. O nee, ons sal dit nooit regkry nie. Ons gaan nooit al die spesies betyds bereik nie. My gepynigde hoewe. Ek weet. Wat weet jy? Ons kan nie die hele wêreld bereik nie, maar hulle kan. Hey, kom hier! Kom hierso! Kom luister. Los dit vir my. Goeiedag, Noah. Dag, ons kom net julle pragtige handewerk bewonder. Dis 'n formidabele skip, maar kan dit dryf? O ja, ons sal veilig wees. O, jy bedoel wanneer die groot vloed kom, hè? Ek mis dit vir niks in die hele wêreld nie. Ha.
Luister Noag, ek wil 'n ooreenkoms met jou sluit. Sê vir jou vriend Vincent om op te hou moeilikheid maak tussen my en my diere en ek los julle en julle ark in vrede. Jy het sy erewoord. Jou bose hart sal jou ondergang beteken en wat die ark betref, dit kan nie verwoes word nie. Ons sal sien hoe lank dit nog sal staan as my vriendjie daarmee klaar is. Termiet. Hy's maar net die generaal. Sy weermag bestaan uit duisende. Miljoene eintlik. Hulle wag net vir die teken dat dit etenstyd is. Verskoon tog, ons het nog 'n paar dingetjies om te doen. Ek het jou gewaarsku, Noag. Die skip is joune, generaal. Wat gaan ons doen? Kyk! Dat is hopeloos te veel vir ons. Hulle het dit teruggekry. Ek het 'n ander plan. 'n Plan wat Noag en die ander op hulle neuse sal laat kyk. Verreklik. Ek het gedink miskien steek daar tog waarheid in hierdie vloedstorie van hulle. Wat? Wel, veronderstel Vincent was reg. Miskien kan ons dalk net met Noag gaan praat, hè? Ja, dis waar. Dalk is dit nie te laat om op die ark te klim nie. Reën? Die tyd van die jaar. Kom, lyk beter julle. Het ons nie almal gewens vir 'n bietjie reën om dinge af te koel nie? So, dis Zenobus, geelbene, geelkele, zebras en zostrobus. Daar is hy. Al die spesies van diere en voëls is aan boord. En net betyds. Hoe lank sal die reën val, Noag? 40 dae en 40 nagte. Kinders wag vir ons daar binne. Reën hier om te bly. Laat ou Noag sy ark wegkry, hè? Dis tyd. Ons moet nou die deure sluit. Wag, ons kort iemand. Maar wie? Hoekom het julle so lank gevat? Julle dink julle het gewen, maar julle is verkeerd. 'n Bietjie reën sal my nie onderkry nie. Terwyl Luther en die ander kyk hoe die groot deure toeklap, weet hulle in hulle harte dat Vincent se droom tog na alles waar is. Maar nou was dit te laat. Aan boord van die ark was almal stil. Niemand het geweet wat volgende sou gebeur nie. Sou die groot vloed kom soos Noag geglo het?
Vir 40 dae en 40 nagte het dit gereën en gereën. Die waters het gespoel oor die Swane se dammetjie, die watergat, Luther se meer en die moeras van verlorenes. Baie gou was daar geen land meer oor nie. En toe, op die 41ste dag het dit opgehou reën en die wolke het weggetrek. Noag en Vincent het uitgekyk oor 'n wêreld van water en sonskyn. Die reën het uiteindelik gestop. Die land is alles weg. En elke lewende wese daarmee saam. Ons het die groot vloed oorleef. Nou moet ons droë land soek. Vir baie maande het die ark rondgedryf op die wêreld van water. Toe 100 dae verby is 'n duif uitgestuur om te gaan soek vir enige tekens van land. Noag, wat gaan ons doen as die duif nie terugkom nie? Ons stuur 'n ander een en nog een totdat ons 'n nuwe tuiste gekry het vir ons almal. Wat as nie een van hulle terugkom nie? Dan stuur ons jou uit. Maklik vir jou om te praat. Ek sit in hierdie houtkrat ingeprop vir meer dae as wat ek haar op my ken het. Jetta, Kinders. die duif is nou al vir 2 dae weg. Hæ? Kom hier, my kleintjie. Dis 'n lyftakkie. Hey! Dit beteken daar's vars kos. Ons is gespaar. Ons het land gekry! Kyk! En daar! En daar! Ons het dit gemaak! Zebras, lange hase, poue, varke, leeu's, renosters, skilpaaie. Hey, 'n bietjie orde asseblief. Sal 2 sekondes langer 'n verskil maak, ouens. Ons is na 'n paradys gebring. Ja, maar nou kom die ware toets. Ons moet leer om saam te leef in vrede en harmonie. Ek kan jou nie genoeg bedank nie. Maar jy is die rede waarom ons almal veilig is. Ek het net my klein deeltjie gedoen. Al die diersoorte is hier behalwe een van die manlike spesies. Bous, bos, boos, berg, ag, wat ook al. Wat? Noem my net Bos. Waar jy al die tyd wegkruip, mooi ding? Jy lyk dan nie ek. Baie opsigte. Ja. Ek sal baie graag wil bly en klets, maar ek en Bos het baie om oor te praat. Ek wil nie oorhaastig wees nie, maar ek het gehoop ons kry 'n plekkie by die rivier, sodat wanneer dit warm is, 'n lieflike koel breeze in ons rigting. Ek hoop hy's 'n goeie luisteraar. Nog! Dat het my Wel, dis tyd dat ek tot sins sê, hoor. Daar is nog baie om te doen. Jy sal 'n vol en gelukkige lewe hê, Vincent. En jou toekomstige kinders sal altyd trots wees op hulle pa. My kinders? Vincent! Ek hoop ons sien mekaar gou weer. Jy kan daarop reken. Dagbreek, kyk alles ontwaak nou 'n nuwe wêreld net vir my en jou saam kan. Ons het alles opbou, ons het oor dit alles geen berou. 2 vir 2, ek en jy, gee ons eerste tree. 2 vir 2, vorentoe, nou begin ons weer. Wat sou nou daar op ons wag? Ek het 'n land en al sy pracht, luister. Hoor die klank van vryheid oral. Op die aarde is daar eenheid. 2 vir 2, ek en jy, gee ons eerste tree. 2 vir 2, vorentoe, nou begin ons weer. Dagbreek, kyk alles ontwaak nou 'n nuwe
net vir my en jou saam kan. Ons dit alles opbou, ons het oor dit alles geen berou, 2 vir 2. Ek en jy gee ons eerste plek, 2 vir 2. Vorentoe, nou begin ons weer, 2 vir 2. Die groot vloed was verby en die met suiwer harte is nog 'n kans gegee om van voor af te begin. Vanuit die noorde, suide, ooste en weste sou Noag en sy volgelinge altyd die ark onthou en wat dit verteenwoordig het. Hulle liefde vir mekaar sou vrede en hoop bring aan 'n nuwe wêreld.